Tussen die groen bossies van Philippolis, in die skadu van peperboom en windpomp, wy kudde skape, wie se wol hopelik eersdaags verwerk sal word vir Karel Pieters se elegante manspakke. It's written in the stars. En al die mense wat ons absoluut al die pad nodig het om die projek klaar te maak. Ek glo glad nie dat die projek baie groter is as ek of Simone my vernoot of Amanda die konsultant en vernoot nou. Are they going to all share at the same time? Yeah, same time. Morning, Right. guys. Morning. Morning. Right, Alfred, hulle kan 'n catch. Hulle gaan nou elkeen gaan nou sy skaap vang. Ja. Dan begin hulle nou met die pens oopskeer. En dan ek sal net nou kyk, dan gaan hulle na die nek toe. En dan maak hulle die hele vag oop. Jy sal nou sien hoe gaan die proses. Nou hy begin nou met die pens. Okay. Alfred, laat die man 'n bietjie stadiger skeer laat hy kan verskillende stadiums kry. Ja. Die skaap sit stil as jy hom begin skeer. Skaap is nie probleem nie, maar 'n seibok. 'n Seibok byt. Byt. Hy byt ook en hy sit nie, jy moet hom soos 'n papsak. Vashou. Ja. En hy byt. Ek het hulle al geskeer. Hy byt soos 'n hel. Kyk, die groot ding van skeer is die manier van hou op 'n skaap. Ja. Jy sal sien hierdie man is opgelei. Hulle weet hoe om 'n skaap te hou. Ja. Om vas te hou. Jy sien nou haal jy nou al die vuil stukke af hier. So sien jy die lokse. Okay, loks. En hierdie ja, hy word nou uitgehaal en dan hierdie stukkie haal jy nou uit. Hy gaan nou wat ons noem lox 3 because it's got urine on it, it's stained. Okay. Hy word nou apart gegooi. Hierdie man as jy vir hulle druk, hy skeer 'n skaap in 3-4 minute af. As jy hulle nou sê met vinnig skeer. En dan hierdie spanne, hulle reis nou so na Hy is die baas. hy is die Alfred is die baas van die span en hy ry van plaas na plaas toe soos hy werk kry. En as hy nou nie werk kry nie, ly hy honger. Alfred, nou, tot by watse area? Ik kom van Roemelse area. Okay. Ja, als je gaat bij Zastronse kant. Ja. Ja, ik skeer nu van Roemel en alle Wanburgersdorp, Venterstaat, Steensberg, Koolsberg, Philippolis. Tot bij Forestmentse kant en hierdie kant van die Loekhof. Jessie, dis 'n baie groot area waar, hè? Ja. Ja, die ding is nou net, jy gaan julle beoog om die hele ou se wol klip te vat. Soos ek kan sê, van sy loks tot sy resort tot als. Ja. Want dit help nie ek sê ek gaan nou net die goeie wol aan jou verkoop en dan die BKB kry die scraps, dan gaan hulle nie daai wol aanvaar. Ja, en dan sit ook 'n goeie transaksie vir julle. Ja. Ja, die mikpunt is om 'n plek in die mark en 'n verwerkte produk te vind vir elke geklassifiseerde wol. Stuk, ja. En dan kyk of jy dit hier kan spin en weef en dan heel moontlik in 'n produksielyn sit en in 'n kleding instik en sit wat dan Ja, ander gaan hy van na suits of ja, women's fashions of Ja. of breiwol. of breiwol of matte of gordyne. So dis endless. So ons moet maar kyk. Soos ek nou verstaan, jy kan die wol gaan hier vanaf baie toe. En daar vanaf BKB, hulle is nou ons was hom hulle verspreiders nou of die kopers koop daar by hulle. En daar CMW ook, daar's nie net hulle nie en dan's daar nog 'n privaat ding, ek weet nie veel by Andre ook gehoor het nie. Hy verkoop aan 'n privaat Ja, 'n broker. broker, ja. 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 So daar vanaf gaan die wol nou ewer dit koop China, Ja. Frankryk of wat sê maar, gaan dit op 'n skip na die verskillende lande toe. Nou die watnaam die wol wat julle wil gaan koop, gaan seker, ek weet nie, ek het nou uitgevind dat enige ou mag wol koop. Ek het nie geweet. Maar dit maak vir ons almal baie Makliker maak. Ja. Ek het nie geweet nie. Ek het gedog daar was 'n reël geweest dat hy moet deur 'n broker Ja, kyk, gaan. dit was 'n baie ou reël Ja, geweest. miskien was dit so in die verlede, ek weet nie. Maar nou met die filosofie van werkskepping en die beginsel Ja. het al daai goed weggeval. En nou met want daar was te veel kanale en te veel hande in die middel. Jy weet wat? Ja, As die pryse die een op die einde met te veel te betaal en een in die begin kry te min. Ja. So as mens 'n paar van daai prosesse kan uitsny, kan mense 'n beter prys gee vir die boer
en die vervaardigers wat dit koop op die einde en dit verwerk en dan in 'n kleredstuk kan maak, kan op die einde van die dag 'n beter prys bied aan die verbruiker wat die klere koop. Ek wil net weet of wat is julle beoog hier met hierdie wolprojek wat julle hier wil doen? Kyk, maar ek dink die beste opsie is ons moet na die water toe gaan. Eerder as ja, want gelukkig hier is krag en daai omgewings is daar krag. Ek weet nie die water moet seker skoon wees, anders ons moet na boorgatwater seker toe gaan. Ek weet nie. Ons moet kyk na boorgatwater skoon en of fonteinwater wat vloei. Ek weet nie. Ja, en dan baie van daai water kan gerecycle word. Ja. Binne in die weefhuis. So dat ons daarom nie al jou water vat nie. Ja, nee, dis nie 'n probleem daai nie. Nee, dis definitief iets om oor te praat. Ja. Nou ek wil sê baie dankie vir julle gasvryheid. Presies. Dankie vir plesier. Vir al die inligting. Ek hoop reg. Ja, ek hoop net my inligting wat ek het is 'n bietjie akkuraat of wat dan maar. So ek sê julle moet maar ek weet nie, ek is maar net ook 'n boertjie hier op die plaas. Daar's maar nog baie huiswerk wat ons moet doen en sodra ons klaar met dit is, dan sal ons verder sit. Terugkom weer. Kom julle weer terug na ons en julle is welkom hoor. En volgende keer moet ons nou 'n braaivleis reël hoor. Regte boerevleis. Kan nie weer waai sonder 'n braai. Ja, nee, sal vir julle 'n braaivleis reël. Wel, daar was 'n man initially betrokke by die pregnancy, maar ek weet nie, Nick het nog nooit regtig baie luck ook gehad met long-term verhoudings nie, dus ek dink ek moet nog die man ontmoet wat kan pyshou met haar in anyway. Op hierdie stadium is ek op die rand van totaal nuwe dinge, want ek verwag op die oomblik soos ek hier sit, 7 maande en dis my eerste babietjie. En om te sê ek voel iets wat verdwaal in die universe nou is eintlik bietjie van 'n understatement. So ek kyk maar waar gaan ek heen op hierdie stadium, dinge ontvou so al voor my en ek is op 'n plek waar ek nou baie moet vertrou. Ek dink baie aan Erik aan daai tyd toe hy net verlam geraak het, hoe hy moes van dag tot dag nou maar net glo dinge gaan op 'n manier uitwerk en dis waar ek nou is. Ek moet nou regtig glo erns sal dinge in plek val en dat goed is soos wat dit moet wees. Op een of ander manier is daar 'n spel aan die gang waarvan ek nie nou bewus is waartoe dit presies op pad heen is nie. Maar dat ek op hierdie stadium besig is met die les van vertroue, sou ek sê. Die pa is 'n baie liewe ou en hy het nie net verdwyn nie, dit was so of die understanding like het my in any way gewees. En hy is nou in Suid-Amerika iewers. Hy is ook so 'n wandelaar van die wêreld. So hy het hom in Israel ontmoet. En so hy is nie ook baie jonger as hy, maar hy is nie daar regtig vir emotional support of so. Ek dink ek was omtrent 5 maande in ongelooflike skok geweest. Ek het net nie dit was nie beplan nie, dit is 'n klein reissouvenirtjie geweest van toe ek in Israel was. En ek is nou 36, so ek het eintlik gedog, alhoewel ek verskriklik lief is vir kinders, dat ek nie kinders sal hê in my lewe nie. En skielik gebeur dit nou en net nadat ek gehoor het dat ek verwag het, ek boonop my werk verloor, so dit was net 'n totale skok en ek het in 'n vries ingegaan. Ek dink Nika worry soveel oor wat sy verstaan van hierdie wêreld in elk geval en wat sy reg kry en nie reg kry nie en of sy 'n goeie mens is en wat jy weet wat ons purpose is hier anyway en om nou ewe skielik verantwoordelikheid te neem vir nog 'n sielietjie en ewe skielik vir hierdie sielietjie moet leer goeie wat jy self nie weet nie. Ek dink dis 'n baie swaar verantwoordelikheid om te voel jy alleen moet dra, die opvoeding van 'n kind in hierdie wêreld inbring. Maar hy's 24 jaar oud, so hy gaan daai kant wees en kom kuier en ons sal oorgaan daai kant toe, is op hierdie stadium die plan. Maar as ek weer eens sê, dis nie 'n konvensionele pad nie, dit is nou weer 'n ding wat ons moet uitwerk. En as ek nou moet dink, as ek nou 3 jaar van my lewe moet opgee en letterlik net iemand oppas en saam met hulle gaan en hulle drome en ideale najag en hulle probeer in orde hou en op die regte spoor hou,
en jy gee al jou eie goeders op, al jou persoonlike drome en nie opgee nie, maar alles is op hold. Alles moet wag. Ek weet nie hoe tel mens weer op na. Ek bedoel, is seker nie onmoontlik nie, maar hoe tel jy weer op na 3 jaar en sê, okay, nou het jy jou goeders uitgesorteer, nou gaan ek weer aan met my eie. Maar daar dink ek weer eens, daar is my sussie noem hom die dolfyntjie, die kid. Die dolfyntjie dink ek is verseker 'n blessing daar. Ons nie geweet of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie was nie. En nou dat dit weer is 'n seentjie, het sy nog nie 'n naam vir hom gekies nie, so hy bly die dolfyntjie vir nou. Maar ek dink die dolfyntjie is daar as big a blessing as wat dit kan wees, want dit is 'n inbuilt, inborn purpose wat vir jou gegee word weer. En sy is so goed daarmee. Dat ek kan nie eintlik aan iets beter vir haar dink nie. So, dit is moeilik. Het is moeilik om haar te sien suffer terwyl mens aan dieselfde tyd dink, maar hier is die beste ding wat met jou kon gebeur. So hier is 'n speelarea wat nog aan die ontwikkel is. Hier wil ek 'n grasperk plant en 'n hele speelwêreld bou. Dit gaan hierdie is natuurlik nou niks nie, maar dit begin met 'n trappie en dan 'n sandpit en dan boomhuis daar in die boom en dan 'n foefieslaat aan die ander kant in 'n swembad in. So dis die plan hier. Hier wil ek net nog frangipanies plant, dink ek. Ek wil eintlik 'n medisinale tuin en 'n eetbare tuin, bruikbare plante. So, maar ek bietjie onprakties in die winter begin met my verskriklike voortplantingsdrang. Hier is die dolfyn in my se kamer. Hier het ek in Denmark gemaak. My kort besoekie daar met my antinatale depressie. Aaklige ding om deur te gaan. Hier het my sussie gemaak, dit het ek gemaak toe ek in die bos gebly het. Hier is die wiegie waarin ons groot geword het. Elkeen van ons was in hierdie ouetjie. Dit is Imboya en geelhout, my pa gemaak, sy eie ontwerp. Hier is al die kleertjies. Dis wat ek gekoop het in die hele kamer. Skrikkelik. Die dolfyntjie is baie geseënd. En ek het dit gekoop want ek het gevoel ek moet iets koop. Dit was 'n psigologiese step gewees. Maar vir die res het hy klere, ek dink dat hy 7 is. En skoene en fietsies en goeders. Dis amptelik. Miss Personality sweep straat af en haar glans verlig die buurt. Kom, ons droom 'n nuwe dag. Kinders wat op duine lag. Van skool en perlemoer skitterblink soos 'n halsnoer. Raak jou lang en pluk die son, perske van die horizon. Daardie aanval in modeling, dit was asemberowend. Hoe kan ik het beschrijven? Dit was onvergetelijk. Ik het gewen en het was wat onverwachts, maar I've made it. Kijk, die aan was een fantasmagorische aan. Ik het zo geënjoyed dat ik amper vergeet dat ik is in Lamberts Bay. Voor mij het gevoel ik is in Cape Town. Van mensen, het ik het geniet. My hoogtepunt van die aand was dat ek in my slaapdrag uitgekom het. Kyk, daartoe voel ek, nie ek is Queen Elizabeth verby.
sy staan nie 'n kans teen my nie. So glamorous het ek gevoel. Maar ek moet sê dit was baie lekker vir my. Dit was vir my baie lekker om meer blootstelling te gee van die gay gemeenskap en ook mense meer te bewys van wie ons is oorspronklik en hoe jy jouself uitleef. Van modeling is daarvoor dat jy's altyd jouself en jy probeer om altyd mense te wys, this is me, this is how I am. Love me, hate me, whatever you want to do. Yes. Ja, as eerste prinses is dit my verantwoordelikheid om ook 'n bietjie bewusmaking te doen in my gemeenskap. Ons is reeds besig daarmee en ek vat dit maar soos dit kom. Jal hier, jal daar, sê daar nee, sê daar ja. So dit is eintlik ek is eintlik die Miss Gay se regterhand, as ek dit so kan stel. Om Miss Gay te wees beteken vir my is my groot eer, maar ek bedoel maar daarmee gaan dit gaan voor 'n verantwoordelikheid saam te paarte. Dat jy moet verantwoordelik wees vir Miss Gay en jy moet 'n voorbeeld wees vir die jonger mense. Jy moet ook probeer om mense bewus te maak van hoe is dit om gay te wees en hoe voel dit om gay te wees. As Miss Gay moet jy saamwerk met ander organisasies om ook mense te motiveer om nie homofobie te doen nie, om nie deel te wees van homofobiese violence nie. Daar kan nie altyd almal wenners wil wees in die lewe nie. Of ek nou verloor, of ek nou wen. Maar wat die belangrikste punt vir my was van die aan, meer bewusmaking was gedoen gewees van gay en lesbian mense. Ek het baie van gehoor gehou van die reaksie, was baie positief. Ek kan beskryf as positief. Ja, as ek glimlag gee en as ek kan dit voel as ek glimlag. Ek kan hulle reaksie voel. Jy voel dit, modeling is 'n manier van, jy voel dit met die hart, dat mense hou van wat ek doen. As ek loop, jy voel dit, jy voel dit. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hooray! Woo! Mario het vliegende verjaardag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hemelruim is op die skerm. En jy besef, as jy kyk na die hemelruim, dat jou journey hier op aarde nie voltooi is nie. Maar 'n sprokie ontplooi in jou onderbewussyn. En selfs 'n liefde is besig om te ontvou. Soos 'n blom, soos 'n roos. Maar jy verstaan nog baie min. En jy swem saam met die dolfyne uit, wat vir jou verduidelik wat hier op die aardse vlak aangaan. Dit is mooi. Ek wil daai projekte daarso sien. Ek wil net iets vir jou voorstel op daai, dat juist omdat ek het gedink in toe ons geduik het in die see, interessante, maar iets wat bypassend sou wees as ons nou in terme van sprokies praat. As ons van meer manne en meer minne kan praat, want
omdat ek van hier af eintlik 'n ander lyf het, 'n lyf wat nie myne is nie, want ek kan hom nie kontroleer nie, of verstaan jy wat ek bedoel? Hy's nie binne my beheer nie, en as mens so reverse Little Mermaid storie omtrent op 'n manier kan doen van 'n ou wat 'n vis word, of wat helfte van homself opgee, om iets te kan doen wat hy nie voorheen kon doen nie, maar wat hy verloor iets anders. Ja, ek dink net, want ek hou vreeslik baie van die idee van die ek hou van die dienaar, eerstens, as gevolg van die presies daai wat jy gepraat het van ek lag, daai het op 'n stadium vir my vreeslik baie, dat dit is die kaart wat jy uitsit, en die mense, en dit maak nie saak hoe terrible dit gaan nie, hoe meer jy, en hoe scarier hierdie lag raak, hoe meer jy onder dit sien. As jy net kyk daarvoor, is dit mooi, maar hoe meer jy weet wat onder dit is, hoe scary is dit dat iemand hoegenaamd nog lag, en hoe daai klank kan dan nogal redelik eerie raak, sal ek sê, van die begin af van net joy. Maar die idee dat ek hou van die idee dat wat ek nou kan doen, as gevolg van die feit dat ek in 'n rolstoel is goed wat ek nie voorheen kon doen nie. Ek bedoel, my rol wat ek speel, hierdie wat ek doen, is alles as gevolg van die feit dat ek in 'n rolstoel is. Is nie eksklusief net dit nie, maar dit is 'n groot deel daarvan. So ek het eintlik iets opgegee, maar iets anders bizar gegain wat ek eintlik nie besef het voor die tyd ek gaan nie. En ek hou van die idee van hierdie half mens, half vis, veral met die dolfyne ook dan, dat hy iets opgee vir iets wat hy graag imagine wil hê, maar wat hy nie weet hoe nie. En dan sê hulle vir my, daar's 'n sacrifice involved, daar's iets wat jy gaan moet weggee, en dan kan jy daai pad stap, of daai pad swem, maar jy gaan iets moet opgee. En hoe hy dan daai liefdes, hoe hy eintlik die menswêreld agterlaat, en saam met hulle swem, is vir my 'n mooi idee. Marie is nog steeds in die boesem van haar familie, maar sy bly rusteloos. Die wanderlust het van haar besit geneem en geen nie bes nie. Terwyl sy tussen haar mense is haar kop reeds elders, by kronkelpaaie en vreemde einders. Sy is afsydig, afgetrokke, te midde van haar broer se hegte familie. Haar eie gesin is oor die aardbol versprei. Tweestryd woed in haar. Om deel te wees van die kudde, of om die vryheid en moontlikhede van die wandelpad te smaak. Om te reis en rou te beleef. Een nuwe dag breek aan op die plaas. Marie beplan reeds in haar kop 'n reis. Europa, Amerika, nee, miskien Indië. Is daar ook majestueuse berge en wasige landskappe? Haar voete juk. Ek sal nie sê ek was bekend as 'n vrou wat baie links was nie, maar ek was saam met linkse mense. En ek kyk op die plaas het my pa vir ons gesê ons moet in die mense se hutte ingaan en kyk hoe woon hulle. My pa was nie 'n rasis nie. Hy het vir my mooi stories vertel. En my pa het ons geleer hoe om swart kultuur te respekteer. En dis die heilige waarheid, jy weet. En byvoorbeeld op die plaas het ek gaan speel saam met die swart kinders in hulle hutte. In hulle wat ons genoem het strooise op die plaas. En ek was toegelaat en ek het hulle van kleins af het ek al die kinders gesien as kinders en nie as enigiets anders as net kinders nie. Alhoewel, ek was altyd die onderwyseres as ons gespeel het. En dan praat ek Engels. Ja, die meetsnoere van die lewe het in lieflike plekke vir my geval.
Jy weet, dit kon anders gewees het. Jy weet, ek kon gedoen het wat die gemeenskap en my familie van my verwag het om te doen. Want ek is universiteit toe. Ek is seker ek is universiteit toe gestuur om 'n man te ontmoet. Nee, en ek het nie. En so het my lewe het nie uitgewerk dat ek die gewone dinge gedoen het wat almal moes doen nie. Ek het dit net nie gedoen nie. Ek het my eie pad geloop. En ek was baie seker van jonk af van watter pad ek wil loop. En ek is baie gelukkig met myself dat ek die paadjie geloop het wat ek wou gehad het. En daar was baie teenkante oor ek 'n aktrise geword het. My ouers wou gehad het ek moet 'n joernalis word. En so nou en dan dink ek maar miskien moes ek liewer dit gewees het. Maar ek is gelukkig met myself wat ek gedoen het. En ek is ook nou nie mevrou dokter of mevrou professor nie. Ek het nie die ding gedoen. Ek het die universiteit toe gegaan om 'n man te ontmoet nie. Ek het universiteit toe gegaan om te speel. Ja. En ek het nie al die regte dinge gedoen wat my gemeenskap van my wat die mense ek het teen die gemeenskap gewerk amper. Maar vir myself en ek het goed gedoen. Ek het goed gedoen in my eie wese en ek dink weet jy dat my ma was ook so. Maar sy was nie so gelukkig nie. Sy moes sekere pligte. My ma moes die sosiale pligte uitvoer en ek het net dit nie gedoen nie. Ons het daai familiefees by Kassele op die plaas. En daar's ou de Tooi en en nog ene. Ou chauvinists. Nou staan al die mans op en sê ek is dis 'n groot familiefees. Staan die mans op, ek is die klein seun van Petrus Gerard, dis die man van die plaas Tevrede. En so. En nou wil ek opstaan en sê ek is die kleindogter van Anna. Jy weet en so, maar hulle skree al die vrouens dood. Volgende dag, dus ek nou vies. Jy weet, want hulle sit nie daar, dis nie die mansgoeders. Daar sit ek oorkant Elsje op die tafel en Elsje sê, sy gaan 'n speech maak, want sy is die oudste niggie. En daar staan sy op en hulle skree vir haar, nee, ons wil nie vrouens hoor nie, en so. Ek sê vir haar, Elsje, staan op. Jy's 'n slim vrou. Jy's 'n vrou, jy weet, na ons almal se harte. Jy's die oudste niggie. Staan op en maak jou speech. Hulle skree vir haar af te skree, ek vir hulle, shut up, en luister. Nou is ek weer uit, nou is hulle weer, skinder nou weer. Hulle is sulke chauvinists. Dit is nou 'n vreeslike persoonlike storie, maar dit is nou nogal so die families, dit gaan oor families, nee, hoe families op iemand in die familie konsentreer, jy weet. Lucille Gilward se dogter en my broer, die was vriende. En toe bel Lucille my eendag en sê vir my, Marie, you must come see me. I've got something to tell you. Toe sê sy, toe ek daar aankom, toe drink ons na gin and tonic en sy lê in die bed, sy is besig om dood te gaan aan kanker. En sy lê in die bed, sy sê, come sit here. En sy sê, I went to your brother's farm because for dinner. En sy sê, hulle het so lelik oor my gepraat en sulke lelike goed oor my gesê, dat sy gevoel het sy moet my beskerm.
En dis al wat sy vir my gesê het. Maar die familie het baie daarvan gehou om van my te skinder, jy weet. Maar ek was bietjie wild. Soveel kruise langs die paaie, soveel kort geknipte lewens, 'n wêreldse verlies in die Karoo-landskap. Dit was natuurlik 'n baie groot skok en ongelooflike hartseer vir my ouers en vir my en vir almal wat hom geken het, en hy was meer gelief as wat ek besef het deur ongelooflik baie mense, vriende en onderwysers, you name it. Mens kan nie glo as dit met jou gebeur nie. Want alles werk dan so perfek uit. Hy's die jongste kind en hy het sy hele lewe voor hom. En skielik is hy nie meer daar nie. En jy dink altyd dit gaan met ander mense gebeur, dit gaan nie met jou gebeur nie. En dan gebeur dit met jou en dan is jy verpletter. Jy sien, sy rol in ons familie was, hy was die een wat myne en hare en ons in by mekaar gebring het. Hy was almal se broer, al drie die ander kinders se broer. En hy het die hele familie eenheid gemaak weer, na ons egskeidings. Ek dink nie mens besef hoe diep mense liefde vir iemand is totdat jy hulle verloor nie. So dit was my eintlik verbasend hoe diep my liefde vir hom was. Veral omdat ek 8 jaar ouder as hy was. So ek was 8 jaar toe hy gebore was en ek het hom half help grootmaak. Ek het sy doeke omgeruil, ek het hom rondgedra. Om iemand te verloor bring goed tevore wat mens nie verwag het nie. Een van die goed was dat daar baie teleurstelling is vir wat jy verwag het vir die toekoms. So jy weet, goed waarna jy subconsciously uitgesien het, soos dat hy sê nou maar by my troue speech gemaak of my toekomstige man gaan ontmoet, sulke tipe goed, is ewe skielik nie meer op die cards nie, jy weet. Skielik kom 'n mens agter elke persoon verwerk dit verskillend. En Johan het baie meer uit onmiddellik probeer uitvind wat het gebeur terwyl ek niks meer weet daarvan nie. Ek het nie omgegee hoe dit gebeur het nie. Ek wou net weet wat nou, waar is my seun? Wat gaan ek nou doen sonder hom? Ek het seker vir 4-5 maande die hele tyd net gehuil, wat ek dit nie kon verwerk nie. Die effek van sy dood is, jy raak nooit, jy vergeet dit nooit. Dit is net altyd daar. Deur iemand te verloor voordat hulle jou verloor, met ander woorde, my broer wat jonger is as ek, wat eerste dood is, het vir my die geleentheid gegee om te besef hoe ongelooflik hy is as mens was en die impak wat hy op my en almal anders se lewens gehad het. So daar was 'n geleentheid om hom te vier en om te sê, wow, hierdie ou het eintlik regtig in 'n baie kort tydperk 'n baie groot impak gemaak op mense en nie net in mense se harte gekruip nie, maar hulle persepsies nogal radikaal verander. En hy was ook 'n besonder interessante mens. Jy weet, hy was baie talente gehad. Hy was besig om 'n sukses te maak van wat hy doen. En hy was geseënd met baie talente en hy was nie Einstein nie, maar hy was 'n slim seun geweest. Hy was 'n sportiewe seun, hy was 'n mooi seun geweest. En hy was 'n natuurlike informele leier, jy weet.
op sy manier het hy 'n verskil gemaak waar hy gegaan het. So dis nie iets wat jy ooit gaan vergeet nie, maar die lewe gaan aan. En jy weet, 'n mens gaan mense onthou hom. Trevor moet dieselfde proses as sy sussie deurgaan. Hulle is besig om hom voor te berei vir die nuwe hart. Die tyd raak min en spanning loop hoog. Thank you very, very, very much. Right. Thank you so much. Good night. Hello. 3 hours and 20 minutes now. Trevor is gereed. Daar is 40 minute oor om die skenkerhart oor te plaas. Die Girds leef elke oomblik van hulle lewens met spanning en stres. Maar daar was altyd hoop. Nou worstel hulle met die ondenkbare. No, never know. No, the next one is mine. Is that one roll yours? out, yeah. Just come in. Get this table up there for me, please. What if I wear this one? Hang it higher. Thanks very much. For you? Yeah? Can you take the small one from there? Does he take that out of here, please? Yes. Dark cup is okay? Yeah, this is Wholesaler, and this is anesthesia. Trevor se dapper hart is verwyder en klop voort. Maar jy mis uit op sy koek. Ja. In 'n wholesaler. Voor die liggaam tot liggaam tydsbeperking tot slegs enkele minute gekrimp het, moet die nuwe hart nog tot die regte grootte en vorm aangepas word. Have we got used for the heart? Ja, ja. 22:39. Die mees betekenisvolle syfers in Trevor se lewe. Hy het 'n nuwe hart. Dit klop. Hy leef. Look, the heart obviously had 4 hours without any support or not beating in the transfer. It's now in. The actual technical side of the operation is complete and the heart is now beating, but it needs a time to recover, and it also then will be a fairly significant amount of time to see whether there's anything bleeding. But the way it's in, it's a good match. It's beating well, so I'm quite sure it'll be okay. But it needs a rest. It will be another hour or two before the heart will be expected to take over the circulation. So it's Alles gaan goed hoor. Alles gaan baie mooi gegaan. En ja, het is nogal groter as wat ek gedink het. So alhoewel sy was min of meer dieselfde grootte as hy, was dit 'n besonder
sterk gespierde hart en dit het met alles baie glad gegaan. Ons het die hart 'n bietjie laat rus omdat hy van ver af gekom het, maar die funksie lyk baie mooi en ons moet nou maar kyk dag vir dag hoe hy gaan en hopelik volg hy sy suster se voorbeeld. Seeing my brother like that, it was scary, it was weird. I was scared for him, but also happy for him. Okay, so now I know what it feels like to be the one next to the bed and not the one in the bed. And it's a huge difference. It's worrying about someone else, someone you love. It's scary. It's knowing what he's going to go through. Soos sy suster, moes Trevor lank wag vir haar hart. En sy herstel gaan 'n buitengewoon gekompliseerde proses wees. Well, totally elated. It's going very well with him. The doctors are very satisfied with the heart and the way it's functioning at the moment, and praise the Lord. It was a massive success. And we're very, very glad, very relieved. Dit is die bizarste ding, dis amper soos 'n einde van jou eie identiteit op 'n manier vir my. Dit is die lyne tussen jou en iemand anders vervaag heeltemal. So dit is vir my 'n verwilderende gedagte, maar op hierdie stadium begin ek regtig uitsien, ja. Ja, die chemo laat my nou weer my are voor en ek het nou net mooi bygekom van die voriges. My ma is definitief een van my sielsgenote. Nee, hy verstaan ons. Ek wou doen, hy het myself ek weet, maar mense het ek soos maar 'n mamma. Ja. Ja, kyk my dogter Anna. Sy is 'n vry sielietjie. Sy is so gebore. En hoe sal ek nou sê? Toe sy so 12 is, toe ruk sy 'n bietjie hand uit. En toe eendag toe raak sy weg. Nou sê vir my, jy weet as ek een van jou mentors gaan wees, dan moet jy nou vir my 'n liedjie sing asseblief, of net so 'n paar lyntjies, want ek wil my nou eers hoor, kan jy eintlik sing? Okay. Ja. Kan ek sing? Ja, jy kan sing. Jesus, skepper van die hemel en die aarde. Pieter, weet jy, ek is so mal oor 'n begin van 'n ding. En om deel te wees van 'n droom, want ek het al toe ek my eie maatskappy begin, toe ek gegaan na Volkskasbank toe om R500 te leen, toe weier hulle. Toe gaan ek maar net aan sonder geld. En op die ou end het ek gesit met 40 mense wat vir my werk. En ek het 6000 kinderprogramme gemaak. Ja, ek glo dat die aanvraag gaan so ongelooflik wees as haar eerste boeke uit is. Ek dink ons koppe gaan spin. Dis wat ek dink ons moet reg wees vir iets. Ja. Ja, nou, hy is dood omtrent 7:15 die aand. Dit was nog helder lig, want dis taamlik ver wes in ons land, daai pad. So dit was nog helder lig geweest. En hy het omtrent 12 SMS'e daai dag vir sy vriendin Dante gestuur. En die laaste een is 10 minute voor sy dood gestuur. En een van die SMS'e het gesê, ek kan nie presiese woorde nie, maar iets in die lyn van I'm feeling funny. Either I have chicken pox or I'm in love. Where you going?
Nee man, jy moet hier bly. No. Ja, nog 'n paar dae kan jy bly tot Saterdag of Vrydag man. Ja, ons is dan klaar met die hospitaal. Ek voluit gegaan. Ek het vreesloos gemik na die maan. Ek het alles gegee, al is my droom nou uitgevee. Die veldig van die dag beroof dromers van hul krag. Ek wil reis sonder grens, gryp na my wens. Ek wou so graag wen. Ek wou my drome vaspen. Wou opstyg en vlieg, wou zwaartekrag so graag bedrieg. Ek wou probeer tot skande of tot eer. My eie voetpadbaan, ek het voluit gegaan.